Is julle nog opgewonde om hierdie tyd van die jaar in die kerk te wees? Nou, wat 'n voorreg om vandag saam te kuier en voor ek by die woord uitkom, dalk sommer net so 1 of 2 gedagtes en nuus daar van die Lombards af. Van die van julle wat dalk nie weet nie, ons is op pad om te trek daar na die Blaubil nasie toe. Die Here gee vir ons groot genade en ek was nou die week daar om 'n paar van ons goedjies aan daai kant reg te kry. En die Here was vir ons so goed, die gemeente en die span het ons so mooi ontvang en laat spesiaal voel. En my vroukie het nog werk gesoek tot onlangs toe. En sy het toe nou wonder bo wonder 'n werk gekry by Afrikaans Meisies Hoër, die skool waarin sy was. En ons kinders het skole, ek het 'n kantoor, ons het 'n huis, so ek dink ons gaan oukei wees. Behalwe natuurlik die feit dat ons nie die Bloemfonteinse mense saam met ons het nie, maar ons gaan baie lief raak vir die Pretoriaaners. Amen. Vanoggend begin ek en terwyl ons by die deur staan en groet, Matie staan en Roan staan daar saam met my en hier so 'n paar dogtertjies wat waawiele doen hier voor. En Matie kyk my soos hy soos, dink jy ons kan nog waawiele doen? En ek sê vir haar, man, nee. Ek sal so 20 kilos moet verloor, bietjie strek oefeninge doen, en 'n ou is so bewus hierdie tyd van die jaar dat, ek het dalk 'n paar goed bietjie laat gaan in my lewe. En volgende jaar gaan ek bietjie weer die toue moet stywer trek op 'n paar goed, en ek het so bietjie my dissipline verloor in die lewe was net te lekker hierdie jaar, en partykeer dan wonder ons, as ons so aan die begin van die jaar kom, gaan hierdie jaar anders wees? Hoe gaan dit werk? Gaan ek 'n beter mens word? En ek weet nie wie van julle hou daarvan om my stories so te kyk, die extreme makeover stories. Is daar so iemand? Hulle het die Home Edition en die People Edition. Ek het gou 'n prentjie vir julle gebring van net 'n wonderlike extreme makeover. En partykeer dan lyk ons lewe bietjie so aan die einde van die jaar. Knik net saggies. En dan wens ons volgende jaar kan alles beter wees en ons kan vry wees van 'n klomp goed en ons kan baie mooier lyk. En ek dink soms in ons geestelike lewe is dit ook 'n begeerte. Hierdie jaar was daar dalk moeilike oomblikke of jou lewe het so uitgewerk dat jy nie baie by die Here kon uitkom nie, jy kon nie baie by die kerk uitkom nie en jy sit nou met 'n stuk skuldgevoel en jy kan voel dat jou geestelike lewe het so bietjie agteruit gegaan. En soms, as jy dalk soos ek is, wens ons, daar kan 'n span engele kom van die hemel af, 'n lekker haarkapper situasie hier voor kry, op 'n geestelike vlak, en ons almal kan uitstap op 'n geestelike mooi noot, extreme makeover. Maar ek en jy het al besef in ons verhouding met die Here dat dit nie so werk nie. 1 preek, 1 selgroep, 1 kursus, 'n Bybelleesplan, bring nie altyd die verandering wat ek so begeer in my lewe nie. Vir party van ons, toe jy gered is, het daar klomp goed verander in jou lewe. Jy het dalk in 'n week se tyd ophou drink en ophou rook en ophou nonsens aanvang en jou lewe het totaal getransformeer, maar nou sit jy met die goed wat daar onderliggend nog is. Die sondes wat mens nie maklik kan sien nie. Vir meeste van ons werk die proses van verandering nie so nie. Dis 'n stadige proses. Die Here werk van die binnekant af na die buitekant toe. En vandag wil ek met jou deel aan die einde van hierdie reeks hoe die proses werk waarin die Here ons lewens verander om na die volle beeld en gelykenis van sy seun te wees. Ek wil jou vat na 'n skrifgedeelte in Hebreërs 10 vers 14. Jy is welkom om saam met my te blaai soontoe. En dis die tema vers van hierdie reeks. En die Hebreërs skrywer skryf, hy sê, want deur een offer het hy hulle wat geheilig word vir altyd vervolmaak. Nou, die van julle wat bietjie taalkundig is, onmiddellik gaan jy agterkom dat hier is tydswoorde wat tyd aandui.
En wil julle gou so 'n bietjie saam met my net kyk na die Afrikaanse taal in hierdie skrif, en hy's eintlik baie mooi vertaal, want hier's 2 tydswoorde of tydsperke wat in een skrifgedeelte voorkom. Die eerste een is, hy wat deur een offer, of want deur een offer het hy, en dan, hulle wat geheilig word. Wat se tydswerkwoord, as ons nou praat van tenses, wat se tydswerkwoord is daai? Dit is teenwoordige tyd, present tense, present continuous tense. Hulle wat geheilig word, continually. Dan staan nog 'n tense, of nog 'n tydswoord, en hy sê, hulle wat geheilig word, present continuous tense, het hy ook vir altyd vervolmaak. Wat se tydswerkwoord is daai? Verlede tyd, past tense. Julle kyk nou vir my asof julle nog nie matriek geskryf het nie. Ons het 'n dogter in die huis op die oomblik wat so bietjie by ons bly. Sy het nou matriek klaar gemaak gister of eergister, sy het nog so een vakkie oor. En hierdie goed leer 'n ou op skool. Verlede tyd en dit wat nou gebeur. En die Hebreërskrywer praat hier van iets wat in die verlede gebeur het toe Christus as offer gesterf het. En hy sê, toe Christus sterf as die finale offer vir die mensdom, het hy hulle, wie's hulle? Die wat in hom is, vir ewig en vir altyd vervolmaak. Dis 'n afgehandelde werk aan die kruis. In die geestelike en die ewige realiteit het God gekies, omdat jy in sy seun is, om jou vir altyd te vervolmaak. Jy is volmaak voor hom. Maar terselfdertyd is ons ook besig om geheilig te word. Hierdie 2 gedagtes noem ons die spanning van die Christelike lewe. Dit wat ek reeds is in Christus, die nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan, en dit wat ek besig is om te word in realiteit. So die proses waarin ek en jy vandag onsself bevind, kan ons eintlik opsom as die volgende. Ons is besig om in realiteit te word wat ons reeds is in ewigheid in Christus. Ons het 'n voorbeeld, 'n metafoor gebruik om hierdie misterie te verduidelik, en die prentjie van 'n eikeboom en 'n saailing. Die pragtige, magtige eikeboom is volwasse, hy bied skaduwee, hy bied skuiling vir voeltjies, en die saailing wat nou net opgekom het uit die saad van die eikeboom. Nou vra ek vir jou, is die saailing 'n eikeboom? Ja. Hy's 'n baie jong en klein eikeboom. Maar alles wat hy reeds nodig het om 'n volwasse eikeboom te word, is ingeskryf in sy DNA, as al so iets is in plante. Ek ken nie plante nie, Johan, jy moes my gehelp het met die preek. Alles wat hy nodig het om 'n groot eikeboom te word, die ontwerp is reeds binne in hom. Die proses wat nou voor lê, is hoe hierdie klein saailingetjie deur die verandering gaan om tot volwassenheid te groei. Maar wat ons vir mekaar sê is, jy is nie meer 'n kakiebos nie. Sê dit tog gou vir jou vrou, of vir jouself. Jy is nou 'n eikeboom. Moenie dit vir jou man sê nie, want hy gaan dink jy sê jy uit 'n harde kop. Hierdie is die proses waarna ons groei tot die volle verwesenliking en die Engels sê hom so mooi, the full stature of Christ. Die volle prentjie, die volheid van Christus.
En wat ek gou met jou wil deel vandag is uit Efesiërs 4 gedagtes oor hoe hierdie proses werk van verandering en hoe ek en jy deelneem aan dit. Want sien, ek dink ons kan dit nou vandag vir mekaar sê, jou redding, toe die dag toe Jesus jou gered het uit jou sonde en uit die dood en in die lewe ingebring het, jy kon nie deelneem daaraan nie. Dit was 'n geskenk. Dis iets wat hy gedoen het. Jy het geloof in jou hart ontvang van die Heilige Gees om hom te vertrou vir die ewige lewe. Maar aan hierdie kant van die Christenlewe is dit steeds hy wat dit doen. Maar ek is nou 'n deelnemer in die proses. Dis nie omdat ek so goed deelneem dat ek verander nie, maar dis omdat ek sy leiding volg in die proses van verandering, dat ek vir hom die reg gee in my lewe om verandering te bring. En kom ons lees dan nou saam Efesiërs 4 vers 20 tot 24 waar Paulus iets van hierdie ding verduidelik. En hy sê in vers 20, maar julle het Christus nie so leer ken nie. Julle het tog van hom gehoor en julle is oor hom onderrig, volgens die waarheid wat in Christus is, naamlik dat julle, wat julle vroeër lewenswandel betref, met ander woorde, toe julle nog nie in Christus was nie, die ou mens moet aflê, wat as gevolg van sy misleidende drange besig is om te vergaan. Julle moet eerder in die aard van julle denke vernuwe word, ja, trek die nuwe mens as 'n kleed aan, wat in ware geregtigheid en heiligheid in ooreenstemming met God geskep is. Wat Paulus hier sê is, almal van ons wat in Christus is, wat gered is nou 'n eikeboom. Jy is dalk 'n klein eikeboom, maar daar's nog steeds deel van jou realiteit, is daar steeds wat ons noem oorblyfsels van die ou mens, die vlees, dit wie jy was voor Christus. So in ewigheid, en ekskuus as ek dit verskriklik herhaal, maar ek wil hê ons moet dit verstaan vandag, in ewige realiteit is jy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Jy staan vandag soos wat jy hier sit in die troonkamer, heilig, regverdig voor God in Christus. Maar die aardse realiteit leef jy nog met die ou mens saam. Jy is nie meer die ou mens nie, maar jy leef nog met die oorblyfsels van die ou mens saam. En dan sê hy, as jy gewonder het, wat is hierdie ou mens wat nou nog op my is? Dan sê hy, dis die misleidende drange. Hy sê in Romeine 7, dan sê hy, dit wat ek wil doen, dit doen ek nie, en dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Dan sê hy, iets is groot fout met my. En daar praat hy nie van, ek's nog nie gered nie, hy praat van iets is nog nie, daar's iets in my wat nog nie is, wie ek reeds is in Christus nie. En dan gebruik hy hierdie ongelooflike mooi beeld, waar hy sê, trek die ou mens uit, soos klere, en trek die nuwe mens aan. Die beeld wat Paulus hier gebruik, is van slawe wat vrygelaat word. En ek het vir julle 'n prentjie gebring van min of meer hoe dit sou lyk, maar as jy 'n slaaf was in die Romeinse ryk daai tyd, het jy 'n sekere kleed gedra. En julle gaan vir my daai prentjie opsit. En die dag as jy vrygelaat word, dan word jy beklee met nuwe klere. Die enigste manier hoe mense kon uitken dat jy 'n slaaf van iemand was as gevolg van die klere wat jy aangehad het. Klere het in daai kultuur 'n baie belangrike rol gespeel. Dis hoekom die priesters het 'n verskriklike mooi kleed gehad. Die konings het 'n kleed gehad, die soldate het 'n kleed gehad, die slawe het 'n kleed gehad en die gewone mense het 'n kleed gehad. En wat Paulus hier sê is, ek het die beste nuus vir jou. Jy is nie langer meer onder die slawerny van die Satan nie.
Jy's vrygelaat. Trek die slawe klere uit en trek die nuwe lewe, die nuwe beeld van wie jy nou is aan. Sien maar, 'n slaaf wat vrygelaat is, hy kan natuurlik sy slawe kleed nog aanhou as hy wil, al is hy vry. Hy kan dalk begin met die skoene en die nuwe skoene aantrek, maar die res is nog die ou kleed. En hierdie proses waarbinne ons onsself bevind, is om die ou klere van slawerny, van sonde en dood af te lê en die nuwe kleed van ons nuwe identiteit aan te trek van wie ons dan nou is in Christus. En Paulus gee vir ons 'n clue. Hy gee vir ons iets om te verstaan in die eerste vers, daar in vers 20. Hy sê, julle het Christus nie so leer ken nie. Nou, in die oorspronklike teks staan daar nie leer ken nie, daar staan, julle het nie Christus so geleer nie. Julle het hom nie so geleer in die sin van persoonlik insig en kennis te kry van wie hy is nie. Nou, die grootste realiteit van hierdie proses van verandering in ons lewens is so eenvoudig as om te sê, dis om Christus te leer. It's to learn Christ. Om hom beter te ken, nie net vir wie hy is en sy karakter en vir wat hy gedoen het nie, maar om hom persoonlik te ken. Om sy stem te ken. Om in gesprek met hom te gaan. Dis wat ons praat van om hom te ken. Nou, dit klink ons nou bitter eenvoudig. As ek net God gaan beter leer ken, gaan al my sonde en al my ou mens gaan afgelê word. Dis mos maklik. So wat sê jy nou vandag, Eugene? Ek moet net God meer leer ken, meer Bybel lees, meer bid. En hier is die realiteit, is om Christus te leer ken, gaan 'n ewigheid vat. Want daar's dieptes in wie hy is, in sy karakter, wat ons op die oomblik uit ons aardse perspektief nie kan begryp nie. Daar's dele van sy hart, wat ek en jy nog glad nie kon insien in nie. En hierdie proses waardeur die Gees ons lei, is om hom al hoe meer te ken. En soos wat ons hom leer ken, is ons besig om verander te word na sy beeld. 'n stupid voorbeeld is, hulle sê ons hoe langer paartjies getroud is, hoe meer lyk hulle na mekaar, hoe meer praat hulle soos mekaar. So ek het 'n goeie toekoms wat wag. Gaan ergens soos Jana begin lyk. Ek wil met jou 4 goed uit hierdie skrif uitdeel, wat dit beteken om hom te leer ken. Die eerste ding is, om hom te hoor. Paulus sê daar, hy sê, julle het hom tog van hom gehoor, en julle is onderrig. So, Jesus praat soveel keer, praat hy oor hierdie ding, en dan wil hy iets sê, maar dan sê hy die volgende, hy sê, wie ore het om te hoor, laat hulle hoor. Dit het altyd vir my nie sin gemaak nie, van watse mense praat hy van? Is daar mense wat toe nie ore gehad het nie? En wat Jesus hier sê, en hy verduidelik dit eintlik in Johannes 8 op 'n stadium, hy sê, julle kan nie verstaan wat ek sê nie, want julle het nie die vermoë om te luister na wat ek sê nie. Julle hoor my woord, maar julle hoor nie my woord nie. Julle weet van my, julle weet wie ek is en wat ek doen, maar julle luister nie vir my nie. En dan gaan hy so ver om te sê, julle hoor nie my stem nie, want julle vader is die duiwel. Julle ken sy stem. Julle ken nie my stem nie. Dit sal 'n lekker preek wees. Julle wat nie God se stem hoor nie, dis omdat jou pa die duiwel is. Kerk sal leegloop binne 2 weke.
die beginsel hier wat Jesus eintlik vir ons verduidelik is, daar's 'n werk wat die Heilige Gees doen wanneer jy gered word om sy stem te hoor. Nou, ons het al baie uitgereik hier na Afrika toe in Zimbabwe en beyond en Lesotho. En dit is nogals partymal 'n baie interessante ervaring om te preek met 'n tolk. Weet nie wie van julle dit al beleef nie. Jou preekvoorbereiding moet halfpad gesny word, want hy moet nou ook preek. En dan staan 'n ou nou langs die ou wat jy van geen kant af ken nie, en jy hoop dat jou woorde wat jy preek, dat hy dit sal vertolk sodat almal dit verstaan. En dan Owen McManus, 'n pastoor van Amerika, vertel hierdie storie. Hy sê hy kom die dag en hy preek vurig vir die mense en die tolk preek vurig vir die mense en hy sê op 'n stadium preek hy iets wat nogals baie konfronterend is en hy preek hom en hy vertolk toe, die tolk vertolk dit en hy sê na die tyd toe hy dit vertolk het, toe weet hy het nie gesê wat ek gesê het nie. En hy stop. Hy sê, ek voel jy het nie gesê wat ek nou gesê het nie. Nee meneer, nee, ek het. Toe gaan hy maar aan en na die tyd konfronteer hy die tolk. Hy sê, jy het nie gesê wat ek daar gesê het nie, hoekom nie? Toe bely die ou. Hy sê, dit wat jy hier nou gepreek het uit die woord uit, it's too offensive. So ek het hom net sag gemaak. Ek het hom net geland, soos botter. Weet jy dat die vyand die vader is van leuns? Weet jy dat hy die een is wat die waarheid vat en dit vertolk na my en jou lewe toe, maar nie die volle waarheid nie. Hy verander die waarheid so klein bietjie. Dit klink dieselfde. Dit lyk reg. Maar iets in jou gees weet, iets is nie reg hiermee nie. Iets is nie waar hierson nie. As ons praat oor die woord, praat ons nie net meer van Bybelstudie, meer lees in die woord nie. Nee, ons praat van 'n persoonlike verhouding met Jesus, waar jou ore oopgaan vir sy taal, en waar jy nie langer luister na die vyand se taal van leuns nie, maar waar jy sy woord begin hoor en dit verandering bring in jou lewe. Jakobus praat so mooi van, hy sê, ontvang die ingeplante woord van God, sodat jy, 'n dader kan word van sy woord. So hier is nie net meer kennis nie, dis nie meer insig nie, dit is 'n ontvang van sy woord wat geplant word, rooted and grounded in his word, in jou lewe, wat opkom as 'n oes. Dit praat van hierdie saailing, wat geplant is in die waarheid, in die woord, sodat dit wat uit hierdie saailing geboorte groei, is waarheid. Die woord. Kom ek gee jou gou 'n voorbeeld, kom ons maak dit verskriklik prakties. Ons lees almal hierdie mooi gedeelte, waar die Fariseërs probeer Jesus uitvang, en hy sê, hulle vra nou, hoeveel keer moet ons mense vergewe? Jesus antwoord en hy sê, julle het gehoor. Waar het hulle gehoor? Hulle het by die tolk gehoor. Hy sê, julle het gehoor, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself, en jou vyande haat. Die Ou Testamentiese wet, as jy gewonder het of ons weer moet teruggaan na die wet toe, die wet het geleer, jy moet jou naaste lief hê, maar die wat jou vyande is, moet jy wegstoot in jou lewe. Jy moet hulle haat, jy moet niks met hulle te doen hê nie. Jesus sê, en hy kom verander dit, hy sê, julle het gehoor, naaste lief hê, vyande haat, maar ek sê vir julle, hier kom die waarheid.
jy moet jou vyande lief hê en vir hulle bid. Die tolk se vertolking het nie sleg geklink nie. Dit voel reg. Ons is lief vir die mense wat nice is met ons. En die mense wat ons in die rug steek en die mense wat ons nie like nie, hulle skuif ons weg en ons beskinder hulle en ons praat sleg oor hulle en ons stoot hulle weg in ons lewens. Dis mos hoe dit is. Ek's 'n goeie Christen. Jesus sê nee. Dis maklik om jou naaste lief te hê. Jy moet jou vyande lief hê. Jy moet vir hulle bid. Sien, dis waar die woord skielik nie net meer 'n nice vers word nie, maar die woord konfronteer ons skielik met waarheid. Dis in hierdie oomblik waar ons die woord ontvang wat wortel skiet in ons lewe en wat vrug voortbring, dat ek nie my vyande haat nie, maar lief hê. So die waarheid. In watse konteks gebeur hierdie verandering wat die woord bring in ons lewens? Om dit te lees, is wonderlik. Jy voel nog steeds kwaad, of jy voel, maar ek kan nie, of wat ook al. Maar nou vat ons die waarheid wat ons gehoor het van Christus, en ons begin met hom praat daaroor. Gebed. Dis die tweede ding van hierdie verandering in ons lewens. Die waarheid woord, gesprek met God. Nou, hoe klink so gebed? Dit klink as volg. 10:1. Here, hierdie ou het geld by my gevat. Hy skuld my geld. Ek het woede in my en ek wil hom of haar graag terugkry vir wat hulle aan my gedoen het. Dis 'n mooi gebed. Want hy praat ons soos wat hy is. Hy sê, Here, maar ek het nou gelees en ek het nou gehoor deur die Heilige Gees dat U sê, ek moet my vyande lief hê. Here, hoe werk dit? Here, dit maak nie vir my sin nie. My hart voel nie so nie. Hoe werk dit dan? Jy sien, gebed is nie net Onse Vader wat in die hemel is, of Here is my herder, of dankie Here vir die kos, seën asseblief die hande wat dit voorberei het. Gebed is to wrestle with God. Is om jou ware klere te wys voor hom. Here, ek kan nie die persoon lief hê nie. Ek gaan nie die persoon lief hê nie. En dan wag jy. En ergens in gesprek met die Here beleef jy hoe hy weer terugpraat en hy sê, my kind, ek verstaan. Ek kan dit 100% verstaan. Ek was ook mens. Ek het ook beleef hoe dit is om vyande te hê. My vyande het nie net geld by my gevat nie, my vyande het my doodgemaak vir iets wat ek nie gedoen het nie. En weet jy wat het ek aan die kruis moes sê? Ek moes in gesprek met my Vader wees, en nadat ek met hom gepraat het hieroor, het my hart verander. Sodat ek kon bid, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En, dalk sal Jesus terug sê, ek wil jou gou herinner, my kind, my goeie apostel Paulus het 'n brief geskryf in Romeine 5, waar hy sê, toe julle nog wat van God was, toe julle nog vyande van God was, het hy julle lief gehad, en sy lewe vir sy vyande gegee. So by the way, jy was my vyand, ek het jou lief gehad, hoeveel te meer,
sal ek nie jou vyande lief hê deur jou nie. Jy sien, dis 'n tipe gebed wat ons nie aan gewoond is nie. Maar kom ek sê vir jou, ware verandering in jou lewe vind plaas as jy hom hoor en as jy met hom praat. Die derde ding is wat ek noem afgode. Nou, dis 'n verskriklike woord. In Engels help dit bietjie om te sê idols. Afgode. Jy sien, wat is 'n afgod in jou lewe? Nee, jy verafgod rugby. Nee, jy verafgod jou haarkapper. Nee, jy verafgod dit. Wat beteken dit om 'n afgod in jou lewe te hê? Basiese definisie is, almal van ons is gemaak om ten volle die Here te vertrou vir alles. Jou lewe werk op sy beste as jy hom kan vertrou vir jou toekoms, vir jou vandag, vir alles in jou lewe. Maar ons leef in 'n aardse realiteit. Dit is nie maklik om net te sê, Here, ek vertrou U vir alles nie. Ons sê dalk soms, Here, ek vertrou U, maar in the back of our minds is daar daai ding van, as die Here nie deurkom nie, het ek planne. Nou, dis nie verkeerd om planne te maak nie, maar selfs jou planne wat jy maak, het geen garantie dat dit gaan uitwerk nie. Dis net hy wat dit op die ou ende van die dag laat uitwerk. As dit vir ons moeilik is om die Here te vertrou ten volle, en daar's areas van jou lewe waar jy sukkel om hom te vertrou, wat jy doen is, jy kry 'n ander God om in die plek van Christus te sit, en jy plaas jou vertroue in hierdie God. Sjoe, nou 'n bietjie stil in die kerk vanmôre. Hoe weet jy of iets 'n afgod in jou lewe geraak het? Dis wanneer jy sê, ek kan nie sonder X, Y en Z nie. My lewe maak nie sin as ek nie X, Y en Z het nie. My lewe is nie betekenisvol as ek nie X, Y en Z nie. Ek moet seker maak ek beskerm X, Y en Z. Dis hoe jy weet dat iets in die plek van Christus kom staan het en waarop jy jou vertroue begin plaas het. Die hartseer ding van afgode, en dis die storie van God in die Ou Testament met sy mense is, afgode het geen krag om in te tree waar God moet intree in jou lewe nie. Dit stel ons altyd teleur, dit bring altyd meer verwoesting, dit bring saam met dit 'n stuk skaamte, 'n stuk pyn, 'n stuk seer. En soms is daai goed in ons lewens juist so ongemaklik, want die Here druk sy vinger op dit en sê, my kind, hierso vertrou jy iets wat nie ek is nie. Hier glo jy iets wat nie waar is nie. Kom ons vat gou weer die vyande liefhet ding. Iemand het geld by jou gesteel. Nou praat jy met die Here hieroor. Here, hoekom? En ergens vra die Here vir jou, maar hoekom is dit vir jou so belangrik om hierdie geld terug te kry? Vertrou jy nie dat ek kan voorsien soos ek wil? Vertrou jy nie dat jy genoeg gaan hê nie? Moet jy self nou 'n plan maak om hierdie goed terug te kry? Mense seermaak in die proses. Mense haat in die proses. Nou wat ek vandag sê, wat ek nie sê nie, is moet nou nie na mense wat jou geld skuld toe gaan vandag en sê, my pastoor het gesê, julle is vry. Wel dalk beteken dit so iets. Maar hoor jy skielik, daar's nou 'n afgod wat deel is van hierdie pakkie. Die rede hoekom ek so kwaad is vir die persoon is omdat hulle iets van my gevat het en ek weet nie of ek dit ooit weer gaan terugkry nie. So daarom moet ek wraak neem om dit self terug te kry en te hanteer.
En is in daai oomblik wat die Here in daai woede, in daai stuk spanning, ons afgode kom bloot lê voor ons. 1 Johannes 5 vers 20 skryf, hy sê, en ons weet dat die Seun van God gekom het, en aan ons verstand gegee het, sodat ons die waaragtige kan ken, en ons in die waaragtige, sy Seun Jesus Christus, hy is die ware God en die ewige lewe, die een wat gekom het, hy is die ware God, en dan sê hy, my kinders, beskerm julle self van afgode. En hier praat Johannes nie Ou Testament nie, hy praat met ons. Beskerm jouself van afgode. Waar is daai plekke in jou hart, waar die Here nog nie eienaarskap het nie, waar hy nog nie die een is wat jy vertrou nie? In hierdie proses van groei, waarheid, gebed, kom lê jou afgode by sy voete neer. Laaste een is om te leef in die lig. Hierdie ou mens wat nou nog saam met jou karring, die herinneringe wat in jou lyf lê, die begeertes, die drange, die gedagtes wat in jou agterbly van die ou mens. Onthou, jy is nie die ou mens nie, dit het net agtergebly. Wat doen jy as hierdie ou mens weer bietjie na vore kom? Jy sien, kan ek vir jou iets sê vandag? Die ou mens floreer in die donker. Jy sien, voor Christus was jy in die koninkryk van duisternis. Met ander woorde, jy kon nie sien dat dit wat deel is van jou lewe 'n probleem is nie, en teenstrydig met Christus se woord en waarheid nie, maar nou dat jy in hom is, kan jy sien, want daar skyn lig op, en die ou mens, wanneer hy na vore kom soms, wil in die donker gevoed word, en wil in die donker groei en floreer. Wat bedoel ek as ek sê in die donker? Daar waar niemand sien nie. Daai gedagtes waarna jy lê en dink in die aand. Die goed wat jy doen, wat niemand net moet uitvind nie. Die goed wat so bietjie, ons noem partykeer geraamtes in die kas is. Die beste ding, my liewe vriend, vriendin, broer, suster, oom, tannie, is laat skyn die lig. Laat skyn die lig. Johannes skryf in 1 Johannes 7, hy sê, maar as ons in die lig leef, soos wat hy in die lig is, dan is ons aan mekaar verbonde. En reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. Sien, om in die lig te leef met God, is om eerlik met hom te wees oor waar jy is, wat se skade wees daar in jou lewe is, wat se ou mens daar is in jou lewe, en jy is nie langer besig om dit weg te steek soos Adam agter die vye blare, of jy is besig om weg te kruip vir God nie, maar jy bring dit na hom toe, jy laat sy lig skyn op die donkerste dele van jou lewe, want die interessante gedagte is, hy weet dit klaar. Jy kan maar vir hom sê, dis wat aangaan, hy weet dit in elk geval. En die woord sê, wanneer ons dit aan die lig bring met hom, dan vergewe hy ons, hy reinig ons, hy maak ons skoon. Maar dan sit Johannes hier 'n stukkie in wat verskriklik ongemaklik is, en hy sê, as julle dan in die lig leef, soos dat hy in die lig is, ons bring dit onder hom, dan is julle verbonde aan mekaar. Met ander woorde, soos wat jy in die lig voor God leef, en jy beleef hoe sy genade jou vrymaak en jou skoon maak, en jy van jou sonde vergewe word, en jou skuld en jou skaamte voor hom verdwyn, omdat jy toegemaak is in Christus. Hy sê, net so moet daar nou begin integriteit wees in jou lewe
en jou verhouding met ander mense. Die mate tot wat jy leer om dieselfde mens voor God te wees as wat jy voor mense is jy besig om myle te groei. Hoekom? Dis maklik om vir God te bely, dis maklik om jouself te wees vir hom, want jy weet, daar's genade. Maar om daai deel van jou lewe, die ou mens, onder die lig te bring van ander gelowiges is baie ongemaklik, want jy is onseker of jy dieselfde genade gaan ontvang wat jy van God ontvang het. En dis hoekom, om dit te doen, is 'n stap van geloof. Om te sê, Here, as dit die lewe is van groei, volwassenheid, dat ek in die lig moet kom, dat ek in die lig moet lewe, dan gaan ek dit doen. Daar's die risiko dat ek dalk verwerping gaan ervaar, daar's die risiko van klomp dinge, maar Here, u genade is genoeg vir dit. Vir my verhouding met u, my eie geestelike groei, is ek bereid om hierdie stap te neem, want ek weet aan die ander kant van dit lê daar vryheid, daar lê 'n lewe van lig. Ons kan nie sê ons is vry in Christus, maar daar's areas van die ou mens wat net jy weet en niemand anders in die Here nie. Dis wanneer ons in verhouding met ander gelowiges kom en ons laat toe dat hulle ons sien vir wie ons is, ons leef in die lig en ons beleef hoe die Here se genade ook deur 'n gewone gebroke mens na my lewe toe kom. Dis daar waar die woord sê, hoor wat die einde sê, hy sê, dan is ons aan mekaar verbonde en dan reinig die bloed van Jesus ons van elke sonde. Soms voel jy nog vuil voor die Here, jy voel nog skuldig voor die Here, dis as gevolg van die feit dat jy nog nie in die lig leef nie. In ewigheid het hy dit op homself geneem, maar nou is daar 'n stuk oorwinning wat lê wanneer jy die ou mens aan die lig bring. Daarmee sê ek nie, maak 'n Facebook video en vertel vir almal jou vuil was goed nie, maar kry een persoon wat jy met jou lewe vertrou, waarmee jy heeltemal eerlik is oor die ou mens en wanneer hierdie ou mens begin verskyn in jou lewe. En jy sal sien hoe die Here dit eer en hoe hy gesondheid bring en hoe hy heel maak en hoe hy jou vry maak. Dink gou vir 'n oomblik. As almal in hierdie vertrek geweet het wat presies in jou lewe ingaan, wat in jou verlede lê, waarmee jy vroeg in jou kop, die goed wat jy weet, nie die Here aanbid nie. Jy's besig om afgode te aanbid. Imagine gou almal het dit geweet hierso. En almal se reaksie was soos wat Christus in was. Weet jy wat? Jy het hierdie donkerte in jou lewe. Raai wat, ek het ook. En ek wil ook toelaat dat die Here lig skyn in my lewe. So ek gee vir jou genade sodat jy vir my genade sal gee. Dink gou hoe vry sal jy voel om op 'n Sondag kerk toe te kom. Jy hoef nie fake smile op te sit nie. Jy hoef nie enigiemand te beïndruk nie. Jy kan wees wie jy is. Sien, dit is die lewe van volwassenheid en groei. As ek dink aan ons ouens wat in voltydse leierskap van die kerk staan, is hierdie seker een van die belangrikste goed is om in die lig te leef. En ek het nou, die gemeente wat ek nou gaan lei, is die nagevolge van die teenoorgestelde, om nie in die lig te leef nie. Die pyn, die seer, die oorlog, die stikkend wat daar lê, is oorweldigend. In die oomblik toe die lig van die Here skyn, toe bring dit vryheid, genesing, joy, community, liefde. Moenie toelaat
dat die duisternis jou oorweldig nie. Die persoon langs jou sit dalk met soortgelyke of dalk selfs meer ou mens wat steeds in hom of haar is. En Paulus sê in Romeine, ek dink is Romeine 8, as ek reg is, sê hy, maak oorlog met die ou mens. Put to death the old man. Hoe doen ons dit? Leef in die lig. Want waar die lig skyn, kan die duisternis nie voortbestaan nie. Die goed kan nie groei as daar lig skyn nie. Put to death the old man. Nou, ek weet nie waar jy is in jou lewe nie, maar wat ek wel weet is baie mense en bevind onsself baie in 'n situasie waar ons voel, ek is moedeloos in die worshipspan, julle kan my join, ek is moedeloos omdat ek dit nie reg kry om die perfekte Christen te wees nie. Of ek is so oorweldig deur my duisternis dat ek weet nie hoe gaan ek hier uitkom nie. Of jy voel dalk ek kry net nie hierdie ou mense afgeskit nie. Ek het vir jou goeie en slegte nuus. Hierdie proses van verandering waar ons die ou mens uittrek en die nuwe mens aantrek, hierdie proses is nie moeilik nie. Hierdie proses is onmoontlik. So wat ek vandag sê is, harder probeer, gaan niks toevoeg nie. Maar dis wanneer die Gees van God werk in jou lewe. As jy 'n skrifgedeelte lees of jy hoor iets in 'n preek en jy besef, hierdie is die Here wat nou met my praat. Dis dan wanneer ons gehoorsaam is en ons luister en ons praat met hom daaroor en ons lê ons afgode neer. Ons bring dit aan die lig. Dis steeds hy wat die werk doen. Maar ons sê ja op sy leiding. Filippense 2:13 sê Paulus, hy sê, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Dis hy. Kom ons staan saam. Here, vandag is ons so weer gekonfronteer met die woord en hierdie woord van verandering, Here, die proses waar U ons lei om tot die volle statuur en gelykenis van Christus te groei, Here. Heilige Gees, kom lei ons in die woord, kom lei ons in die waarheid, kom maak ons nuut van die binnekant af na buite. Amen.